Goeiemôre graad 10's. Ons is vandag by ons derde les. Dit is vandag die 27ste. Ek hoop julle het vir my al die ander werkies gedoen. So die werkies handel vandag oor derde hoeks ortografiese projeksie. En dan sê hulle vir ons, dit het 'n vooraansig, 'n boaansig en 'n regteraansig. Nou in graad 9 het julle te doen gehad met eerste hoeks ortografiese projeksie. Dis amper dieselfde as wat jy daar gedoen het, is net, hierdie is 'n derde hoek, so jy het 'n regteraansig wat bykom. Ons het ook met hierdie werkies begin in daai laaste week. Dis die heel laaste werk wat ek met jou gedoen het, verlede kwartaal. Dit was op bladsy 29. Ek kom gou vir julle wys, dis daai sketsie en daai enetjie daar. Hulle is ingekleur om jou te help om jou aansigte te kan identifiseer uit die isometriese skets na jou derde hoeks ortografiese projeksie. Nou die skets wat ek gaan doen vandag is hierdie enetjie. Ek het hom vir jou gestuur op die PDF file, soos wat ek gedoen het met die ander twee lesse. So ek wil net vir jou wys. Dit staan daar so instruksie en dan dit is hoe hy lyk. Kyk as hy daarin. Daar soos hy. So dit is 'n isometriese skets wat ons gaan oorteken op ons titelblok. Jy gaan vir elke skets 'n titelblok moet teken. Ja, ek weet dit is werk, maar dit is goed. Want hierdie een is nie in die werkboek nie. Ek het ons vir julle gesê, ek gaan die hersiening doen op aparte titelblokke op A4 papier. En dan gaan ons, wanneer die skool begin, gaan ons weer van waar die boek is, gaan ons dan weer verder werk. Ons sal maar kyk hoe werk die dinge uit. Ok, so dit is hersiening. Dit is derde hoeks ortografiese projeksie en jy gebruik 'n A4 papier. Nou hierso is nou jou titelblok. Jou titelblok gaan bietjie anders lyk. Jy sal sien op die PDF file, hy lyk bietjie anders. Ok, maar jy gaan nog steeds 'n 90 hê, 90 mm, dan 'n 30 mm, 30 mm, 65, 60 vir daai, maar die inligting gaan bietjie anders wees. Jy gaan nou 'n simbool kry wat jy gaan moet inteken. Jy sal sien ek het vir jou gedoen op jou PDF file. En dan weet ek al hierdie inligting is normaal en dan noem ons hierdie tekeninge, noem ons meganiese tekeninge. Dis nie dieselfde as die vorige werk nie, dis 'n nuwe hoofstuk gewees. Baie belangrik, jou oop spasie wat jy nou hierso het. Jy gaan vir hom moet opdeel in 4 blokke. So jy gaan meet jou raampie en jy trek vir jou hierso 'n vertikale lyn in. Met jou liniaal. Ek gaan net vir jou demonstreer. Dus daarso. En dit is donker. Jy teken dit mooi donker in. Want jy sal sien op bladsy 29, het dit vir jou klaar gegee. Hulle het vir jou klaar goedjies gegee. So as ek dit nou klaar vir jou geteken het, gaan jy sien. Dan trek jy vir jou horisontale lyn in, sodat jy jou 4 blokke het. Net soos wat jy gedoen het in graad 9. Dan gaan jy hier, in die middelpunt, maak jy jou passer oop op 10 mm, sy radius, en jy trek vir jou hier so 'n sirkeltjie in. Soos wat hulle daar op bladsy 29 vir jou gegee het. En dan moet jy hierso vir jou lyn gaan intrek teen 'n hoek van 45 grade. Gaan nou vir jou wys hoe kom. Nou, hierdie is 'n hoek van 90 grade. Hy word opgedeel in 2 dele deur 'n 45 grade lyn. So jy gebruik jou 45 grade teken driehoek. So dit is wat jy dan daarso moet hê. Hierdie blou gedeelte, dit het jy in jou boek vanaf bladsy 29. Nou as jy dit klaar gedoen het, nou moet jy vir my ligte lyntjies gaan intrek. Ons gaan 'n konstruksie insit. Dit is waarvoor hierdie sirkeltjie is. Ek het dit vir julle gesê in die klas. Die sirkeltjie daar is om te help dat die konstruksielyne mooi in lyn met mekaar is, ewe ver weg van mekaar af. So jy vat dan jou liniaal, jy gesit hom op die punt van jou sirkeltjie neer. So met ander woorde, as jy van die middelpunt afgaan tot op die sirkel, gaan dit 10 mm wees. En jy trek vir jou 'n ligte konstruksielyn in. Ek teken nou in oranje, laat julle kan sien, dis nou jou ligte potloodlyne. Right? Dan hier af, het jy ook 'n konstruksielyn nodig.
Hierso van jou 45 grade lyn en jou sirkeltjie se bopunt, dan trek jy ook vir jou konstruksielyn in. Soos daar, en dan weer van jou 45 grade lyn, jy gaan nie verby jou 45 grade lyn nie. Die 45 grade lyn is daar om afmetings oor te dra. Los hom net, ons gaan hom nou gebruik. En daar het jy nou jou konstruksie in. Goed. Nou moet jy weet waar om wat se aansigte. Derde hoeks ortografiese projeksie werk baie anders as jy eerste hoeks ortografiese projeksie. Eerste hoeks het jy dan basies hierso vooraansig, hier boaansig en in hierdie blok waar jou 45 grade lyn nou is, was gewoonlik die linkeraansig. Hierheen werk anders. Derde hoeks het jy hierso 'n boaansig, jy het hierso jou vooraansig en dan aan jou regterkant kom jou regteraansig. Die 45 grade lyn werk presies dieselfde. Jy gaan net van die een aansig gaan jy afmetings oordra tot by jou 45 grade lyn en van hier af gaan dit vir jou oordra na jou ander aansig, toe met ander woorde die regteraansig. So jy kan nou gaan inskryf. Hierdie blok is boaansig, BA. Jy kan skien sien nie, dis BA vir boaansig. Jy mag geen iets anders nie, net die boaansig kom hier binne. Onderom is jou VA aansig, dit is jou vooraansigblok. En dan langsom is RA jou regteraansigblok. Also sê jy nou. Dan gaan jy nou na jou isometriese skets. Die instruksie, ek lees gou vir julle die instruksie. Hulle sê vir jou, die gegee figuur toon 'n isometriese aansig van die model. Lees altyd jou instruksies. Teken 'n derde hoeks ortografiese projeksie, die vooraansig, boaansig en regteraansig van die model. En dan op jou PDF-file reg onder die vraag, sal jy sien is daar vir jou so tipe van 'n sirkeltjie en so snaakse vormpie langsom. Dit is die simbool. Dit is 'n simbool vir 'n derde hoeks ortografiese projeksie. Die eerste hoeks ortografiese projeksie het ook 'n simbool, hy lyk net anders. Ek sal vir julle dit weer leer in die klas wanneer ons daarby uitkom. So daai simbool is die enetjie wat jy hieronder moes invul vir my. Nou gaan jy, baie belangrik. Jy begin vir my altyd eerste teken met jou boaansig-blok. Jy kan miskien net nommer 1. Dat jy weet, jy teken die boaansig eerste. Want jy gaan die boaansig gebruik om die afmetings oor te dra na jou 45 grade lyn toe en dan weer onder toe. En dan gaan ons tweede teken ons die vooraansig en dan laaste kom die regteraansig. Want jy nou klaar die ander goed geteken het. Nou ek gaan nou try my sketsie inpas. Ek hoop dit werk uit, want dit werk maar met wat ek het. Ek het nie 'n lekker groot bord nie. So ons gaan dan begin by die boaansig. En as jy gaan kyk na jou prentjie, hulle sê vir jou waar die vooraansig is. Dit help nogal dat jy dalk sien na so 'n pyltjie, dan sê hulle vir jou vooraansig. So jy gaan soek die boaansig op daai prentjie. En dan gebruik jy die afmetings. Nou ek het gekry sy lengte hieronder was 80. So dan gaan trek jy bo op jou konstruksielyn, jy gemeet hom af 80, jy gaan trek bo op jou konstruksielyn in. Want dis waarvoor hy daar was, hy is deel van konstruksie, jy teken bo op konstruksielyne. Dan sy hoogte of sy breedte wat ek het van die boaansig, die breedte kry ons daarbo, was 50. Jy trek vir jou 'n blok in. Want as jy hierdie ding van bo af kyk, so jy sien, hy vorm 'n blokkie van 80 by 50. Kom net 'n bietjie hoër maak hierso. En daar trek jy nou vir jou 'n blok in. En ek sê weer, vir die wat nie gehoor het nie, jou lengte hierso was 80 en dan sy breedte hierso was 50. Dit sal jy kry, jy moet mooi kyk vir jou afmetings. Hulle gaan nie vir jou elke liewe dingetjie afmet nie. Jy moet kan uitwerk, waar is jou afmetings? Jy moet dit kan raak sien nou al. Want ons het 'n hele kwartaal gewerk met afmetings, so jy moet nou al ten minste afmetings kan lees van 'n skets af. Ok, as jy dit dan klaar gedoen het, dan sal jy sien is daar so 'n blokkie hierso. Daai blokkie daar was 30. Jy trek hom dan in, ek moet net kyk dat hy ten minste na iets lyk. So hierdie stukkie is 30, dus so 'n blok in die bokant. Dan het jy aan die onderkant is daar geleef weg. So aan die onderkant,
iets wat jy nie sien nie, ja, hierdie skets het versteekte detail in. So as iets in die onderkant dalk weg is en jy kan dit nie sien van bo af nie, gaan sit jy vir jou versteekte lyne in. Dis sulke stippellyntjies. En sy afmeting van die kant af was 10 mm. So jy sit so 'n stippellyntjie in. Dis versteekte detail, dis weggesteek, versteekte detail. Dan het jy hy het so 'n hobbeltjie aan die bokant, maar as jy van bo af kyk, is hy vierkantig. Nou sy afmetings is in radius vir jou gegee of in 'n diameter, 'n deursnee van 'n sirkel. So dit is waar jy daai een se afmetings gaan kry. So jy gaan trek dit af van die 50 hierso, sodat jy daai stukkies langs die kant gaan kry. Myne was 9 mm, ja. Was 9 mm, toe gaan trek ek vir my hierdie lyntjie in daar. En hierso het ek 9 mm gaan meet, ek vir my daai lyntjie daar gaan intrek. Maar onthou, jy het 'n sirkel, jy het versteekte detail, goed wat weggesteek is. So jy moet nog goed gaan inteken met versteekte detail. So daai, hoe kan ek sê, die ronding is nou hierdie stukkies hierso. Maar die gat aan die binnekant, daai sirkel wat jy hier kry, moet jy ook inteken. En dit was gewees 24. So wat werk is? Jy gaan hierso, daar waar jy daai 50 gekry het. Jy gaan kry die helfte, 25. En jy gaan sit vir jou 'n sentrale lyn in. So sentrale lyne, lank, kort, tot en met jou 45 grade lyn, moenie verbygaan nie. Nou het jy die helfte gekry. Hulle sê vir die radius of die deursnee van daai sirkel is 24. Die helfte van daai is mos radius, so dit sal dan wees mos nou 12. So van hierdie punt af meet jy kant toe 12 en onder toe 12 en jy sit vir jou versteekte detail in. En dit gaan regdeur tot aan die agterkant. Hierso doen jy dit ook. Versteekte detail, jy het gemeet 12. Dit is bietjie baie lelik. Tot aan die agterkant. Dan is die bo-aansig voltooi. Maar wat ek nou wil hê jy moet doen is, waar is my oranje koutjie? Ons gaan die 45 grade lyn gebruik. Ons gaan nou hierdie afmetings oordra. Okay, jy kan dit aan een doen, maar ek wil net apart doen, soos jy kan sien wat gaan hier aan. So jy het nou hierso 'n afmeting van 50 gehad. Jy vat jou liniaal van daai punt af en jy trek 'n lyn konstruksie tot by jou 45 grade lyn konstruksie. Jy doen dit ook met hierdie hierso. Jy het mos hierso 'n afmeting. Hy was gewees 9. Die kant af. Die versteekte detail kan jy ook oortrek, en jy gaan dit gebruik. Maar jy trek 'n soliede lyn vir my in. Trek vir my hier 'n soliede lyn in. Daarso en daar stop jy. Kyk, so al daai lyne word oorgedra tot en met jou 45 grade lyn. Maar wat gaan gebeur is, ons gaan weer hierdie afmetings afvat na ons regteraansig toe. Nou gaan ons gaan doen gou die vooraansig. Ons kan sy afmetings soontoe ook oordra. So hierdie totale lengte wat 80 was en daai 10 stukkie gaan ons nou oordra. So jy trek vir jou daar konstruksielyn in. Die 10 trek jy vir jou konstruksielyn in. En dan het ons hierso 'n 30 ook gehad, onthou julle? En daar soos hy tot hier aan die onderkant waar jy naam en al daai inligting ingevul het, trek dit lank deur, want dit is konstruksie. Right, so ons het al daai goedjies dan oorgedra. Nou gaan ons na ons vooraansig toe. Jy moet nou baie mooi kyk, die vooraansig is nog 'n bietjie triekie. Want as jy gaan kyk na hom hier's 'n stukkie wat weg is. Jy kan nie daai solied gaan teken nie. En sy hoogte, en nou soos by hoogte, want ons kyk ons nou van vooraansig af, ons kyk hom nie van bo af nie. So ons het 'n hoogte hier agter. En dit was gewees 15 plus 45. Okay, so daai is jou hoogte. Jy gaan nou op hierdie lyntjie gaan, jy gaan meet 45, jy gaan meet 15. Jy trek vir jou lyntjies in. Moenie die mekaar raak nie, ek het dit so gedoen en toe teken ek die ding, moes ek weer oordoen. So dis hoekom ek weet, moenie dit doen nie. Okay, so op hierdie lyntjie heel agter, gaan meet jy hoeveel? 45. Okay, maak vir jou 'n klein merkie, laat jy weet dis jou 45. En dan bly daar 15 oor,
Jy trek vir jou en jy kan dan hier so 'n lyn intrek. Nee, mag nie. Net tot daar. OK. So dan hierbo, hy het so 'n bo gedeelte, dit was daai stukkie, hierdie gedeelte het ons oorgedra. Sien julle daar? Jy trek vir jou daar 'n lyntjie in, tot daarso. Die afmeting moet 30 wees. Reg, dan hieronder, ekskuus, ek moes net 'n merkie gemaak het. Ek moet oranje wees. Ek moes net hier 'n merkie vir my gemaak het. Sien dat ek ook hier fout gemaak. Hiersoos, hierdie stukkie is 10. OK? Van daar af, jy los daai stukkie 10 uit, trek jy vir jou lyntjie in, tot hier teenaan. Dis die onderste stuk van jou vooraansig. OK, daai lyntjie daar, is hierdie onderste stuk. Jy sal sien, hy het so 'n stukkie weg. Daai stukkie wat weg is daai 15 hoog en sy breedte was 10. Jy kan hom net dan gaan inteken op jou konstruksielyne. Sien jy, loop soos 'n Z. Dan gaan ons nou hier in die voorkant. As jy gaan kyk na jou vooraansig, die voorste gedeelte, daar is ons nou vir jou ook 'n afmeting. Want daar is ook 'n stukkie, 'n vangplekkie wat hulle vir jou gee. Die hoogte voor was gewees 20. So hierso, boontoe, moet jy gaan meet 20. Ekskuus julle, ek wil net hierdie ding stop. OK. Dan kry ons nou ons 20, soos ek gesê het, en jy trek vir jou 20 lyntjie op. OK. Hy gaan bietjie hoër wees as hierdie een aan hierdie kant. OK, so daai 20 los jy dan nou daar. Ons moet nou uitwerk hierdie afmeting hier langs die kant, want hierdie ding is nie ewe hoog nie. Jy moet nou gaan kyk na jou afmetings wat hulle hier gee. Jy gaan nou weer daai radius moet gebruik. En die deursnee van die sirkel. Kyk, so hulle gee vir jou afmeting hierso 20. Dan gaan kyk jy daarso, hulle gee vir jou nog 'n afmeting tot die middelpunt van jou sirkel. En jy gaan meet weer 20. Jy maak vir jou weer merkie. Kyk, maak dit vir jou so 'n ligte merkie dat jy weet waar jou afmeting stop en begin. En dan van daar af moet ons nou gaan uitwerk, hoeveel is hierdie stukkie na die bokant. En daai stukkie in die bokant kry ons by ons, het ek al gesien, 16. So daar is daai 16 wat hulle vir jou daarso gee, want dis die buiteronding. Dis nie die sirkel aan die binnekant, dis die buiteronding. Want dit is wat jy gaan sien van jou vooraansig af. So jy gemeet daarso 16 op, en dan gaan daar so 'n klein stukkie oorbly, en jy trek vir jou daar 'n lyntjie in. En jy verbind hom hierbo. Daai stukkie daar het nie afmeting nie, dis die stukkie wat oorbly. Dan kan jy hierso vir jou afmeting, hierdie eerste 20, trek jy vir jou lyntjie daarin. En jy trek vir jou opwaarts. Hierso moet niks anders wees behalwe jou konstruksielyne. OK, so dit is dan jou vooraansig tot dusver. Vooraansig gaan jy nou weer gebruik vir die regteraansig. Jy gaan dan nou weer met jou liniaal, hierdie stukkie wat jy nou net ingetrek het, trek jy vir jou daar konstruksielyn oor. Hierdie afmeting kan jy oordra. Ekskuus julle, die is vryhand, ek werk met wat ek het. Hierdie stukkie hierso, daai hoogte was ons net gewees 15, hy was nie 20 nie, daai 20 het jy klaar oorgedra, so jy moet hierdie ook oordra. Gebeur nou baie lyne, dis kom jy verskillende soorte lyne moet ken en kan gebruik. En dan die heel onderste stuk trek jy ook in. So dan het jy baie van die afmetings oorgedra. Nou gaan ons terug na jou 45 grade lyn toe. Hierso trek jy nou vir my van daar af, trek jy nou af met jou liniaal. Trek jy vir jou konstruksie in. OK? Hierdie afmeting hierso draai jy ook oor. Hierdie was die sentrale lyn. Onthou ons het 'n sentrale lyn gebruik om die middelpunt aan te dui. So hom kan jy ook oordra, maar ek maak hom maar kort, lank. Laat ek ten minste kan sien wat aangaan. Op die stadium lyk dit baie woes. Hierdie afmeting kan jy oordra. Daai enetjie daar, dit doen jy met alles vanaf jou 45 grade lyn tot oor na jou regteraansig.
So wat jy nou gedoen het, is dit nou baie lyne gebeur. En glo my, dit gaan nog erger raak. Afhangende van hoe jou skets lyk. Jy het nou jou boansig gebruik om afmetings oor te dra na regterhandsig toe. Jy het jou voorhandsig gebruik om afmetings oor te dra na jou regterhandsig toe. En dit is hoekom jy die regterhandsig maar laaster teken. Want sketse gaan baie meer gekompliseerd raak en dan gaan tyd 'n probleem raak. So dan kan jy gaan en jy kan hierdie ding gaan inteken as jy jou lyne mooi akkuraat het en jy kan dit gaan inteken sonder om enige ander afmetingsspasies te meet. Dan spaar dit jou die tyd. Nou, jy kan die bo gaan intrek en onthou, nou gaan kyk jy nou van jou regterhandsig af en jy gaan weer net 'n blok sien met jou goedjies binne in hom in. So jy kan hier bo, kan jy jou eerste lyn gaan intrek. Sy afmeting is 50. Hierso kan jy solank jou hoogte insit, dit het jy gekry van jou vooraansig af. Jy kan die onderste stuk insit, want hy is vierkantig. En dit was mos nou wees 50, en dan hierdie gedeelte hier langs die kant. En kyk of my ander blokkie dit werk. En sy. So jy dan dit ingeteken. Right. Maar nou moet jy mooi gaan kyk. Hierdie stukkie hierso, jy kan daarin gaan intrek. Maar net die kort stukkie, want dis die stukkies langs die kant. Aan die ander kant kan jy dit ook doen. Daai afmetings het ek gekry was 9. Daai dit was die 9 wat ons hier oorgedra het. Dis daai stukkie 9 daar. Hierdie stukkie is hierdie 9 hierso. sien julle hoe loop dit? As dit vir jou baie te mekaar raak, volg nie die lyn en dan kan jy onthou, okay, dis wat ek hier gedoen het, dis dieselfde stukkie, dit is wat ek sien op my isometriese skets. Hierso onder, daai stukkie is versteekte, né? Hierdie stukkie hier agter wat daar so geleef aan die agterkant wat weg is. Daai stukkie moet jy insit, maar jy moet ook vir my insit dat dit versteekte detail is. So hierdie lyntjie hier gaan wees 'n stippellyntjie. Met ander woorde, versteekte detail. Dis daai agterste hoekie wat weg is. Dan hier in die middel, daar waar nou niks gebeur het nie, daar moet ons nou die hoepeltjie insit. Nou, daar is nou 'n stukkie met wat bietjie vangplekkie met daai enetjie is. Die afmetings, as jy vir jou hierso gaan meet het, 20 en nog 20, onthou ons het hier ook 20 gemeet. As jy daar vir jou 'n sentrale lyn gaan insit, kom ek sit hom maar in vir jou. Dus daai kort, lank, Okay? Dit dui aan op die sirkel wat ons het op hierdie figuur. Dan kan jy hom oortrek na jou regterhandsig toe. So daarso het jy nou jou middelpunt. Daai stukkie is die middelpunt van jou sirkel. Net deur om die goed oor te gedra het, kon jy die middelpunt kry. Dit gaan jou help om hom te voltooi. So wat jy dan doen is, jy moet na die buitekant gaan intrek. So van die middelpunt af, moet jy jou passer oopmaak. Net gaan kyk vir die buitehoepeltjie, was dit 'n radius van 16. So van daar af tot hier moet dan 16 wees, en jy kan vir jou bogie gaan intrek daar. En jy kan hierdie laaste lyntjie so insit. Okay, so jy het daai bogie ingetrek. Hierdie is reguit lyntjies. Goed. Dan het jy nog een laaste ding basies oor, en dit is die sirkel op jou figuur se regteraansig. En sy radius, as jy hom gaan soek, hulle gee 'n deursee van 'n sirkel. So jy moet hom herlei na 12 toe. En dan maak jy weer eens, jy maak oop 12 en jy trek vir jou 'n sirkel daarso in. Maar jy is nog nie klaar nie. Want onthou, hierdie sirkel is weggesteek. Okay, so jy moet seker maak dat jy oral jou versteekte detail van hom ingesit het. Hierso is jou sentrale lyn wat jy deurloop, maar jy moet nog steeds op jou vooraansig, moet jy nog steeds hierdie sirkel so goedjies gaan oor intrek, nie? En ander woorde, jy kort daai. Want dit is versteekte detail. Dit is 'n sirkel wat binne in die figuur weggesteek is. Mense, ek hoop julle het hierdie verstaan. Soos ek sê, dit is baie moeilik, veral met IGO om dit so te verduidelik. Dit is die rede hoekom ek vir julle die PDF-file ook stuur.
Die PDF-file is bietjie meer, kan ek sê, duidelik en kompleet. Alles wat ek vir jou hierso sê, gaan tik ek vir jou in op die PDF-file. As jy vergeet het wat ek gesê het, gaan kyk na die PDF-file. Moenie lui wees nie, gaan lees wat ek vir jou daarso gesê het. Ek gaan volgende les gaan ek weer so ene doen, net 'n ander ene. Laat ons hierdie nou kan inoefen. Laat jy weet dat hierdie is altyd jou bo-aansigblok, voor-aansig, regter-aansig. Hoe om konstruksie te gebruik, hoe om 'n 45 grade lyn te gebruik. En dan ook hoe om jou aansigte. Hoe meer ons dit oefen, hoe meer gaan jy dit regkry. Sê nou maar net jy was nie in die klas, daai ek dink dit was die 16de Maart. Ek skryf mos maar alles neer. Die 16de Maart. Toe het ons daai goedjies gedoen. As jy sukkel om dit in te sien, is dit altyd goed om dit in te kleer, maar ek weet nou nie hoe gaan jy dit inkleer nie, want dit is 'n PDF-file. So ek hoop julle kom nog. Ek regtig probeer. Die wat in die werkboek is, jy kan gaan kyk na die werkboek. Gaan kyk daarso wat daar is. Dis baie dieselfde as wat hierdie op die bord is. Is net ons doen dit op 'n A4 papier, bietjie klein en ons doen een skets op 'n slag. So ons doen eintlik baie min, maar ons bly aan die gang. En dan wil ek vir julle sê baie dankie vir julle tyd en sterkte en ek dink aan julle. OK, lekker dag vir julle, hoor.